elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Baie welkom by Vita Day Bybelstudies. Ons is in Johannes hoofstuk 5 en ek gaan vandag begin met 'n nuwe gedeelte in hierdie hoofstuk. Opskrif in my Bybel sê dit is die seun maak lewend. Nou, ek gebruik vandag die 83 vertaling. Kom ons kyk, hoe gaan dit met die 83? Ek gebruik gewoonlik die 53, bloot omdat ek aan hom gewoond is oor al die jare. Maar kom ons gebruik vandag 'n ander vertaling en kyk hoe dit gaan. Vers 18 begin met hierdie woorde. Hieroor het die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak. Hieroor het die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak. Hieroor, waaroor? Nou, om dit te kan verstaan en te kan onthou, moet jy die vorige gedeelte gelees het, wat ons nou wel gedoen het in hierdie Bybelstudie. En ons sien vers 16, sê die Jode het toe teen Jesus te velde getrek, omdat hy dit op 'n Sabbatdag gedoen het. Wat was die dit? En dit was die man wat verlam was, wat hy genees het. Nadat Jesus vir hom gewaarsku het, kyk, jy is nou gesond, moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. En as ek nou reg onthou, ons vorige opname was siek oor sonde met 'n vraagteken. Kom uit hierdie gedeelte. So die manne toe vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het, en die Jode toe teen Jesus te velde getrek, omdat hy dit op die Sabbatdag gedoen het. Nou, hier's twee dinge wat mens net vinnig wil noem. Jy wil sê, nee, die belangrikste ding is, dit is baie duidelik dat die Jode weet nie wie Jesus is nie, hulle weet nie dat dit God in die vlees is nie. Dat hy die Here van die Sabbat is nie. Nommer 1, ek dink nou, skies, my gedagtes gaan nou, want ek dink nou aan al die goed wat daarmee gekoppel is, wat 'n mens wil sê, maar kom ek sit dit net vinnig op die ys, ons gaan na B toe. Ons sê, die tweede ding is, dat, ja, dit is iets te doen met die sentiment van die feit dat hulle God se reëls en wette gebruik, nie om God te dien nie, maar om hulle eie autoriteit af te dwing op mense. Daar is 'n belangrike punt. Altyd daai, krities belangrik. Hulle weet nie, dat dit God in die vlees is, wat hier staan nie. As hulle geweet het, dink net. Maar hulle weet, wil ons net byvoeg, hulle weet dat hy profeterig is. Weet, dat hy gestuur is soos die profete, dis die minste wat hulle weet. Onthou, Nicodemus sê in Johannes 3, ons weet dat U van God kom. Maar, hulle weet nie dat dit God is nie. Hierdie is God die Seun. Hulle weet dit nie. Hulle weet nie dat die man wat nou voor hulle staan, is die man wat met Joshua gepraat het, met Adam en Eva in die tuin, met Hagar in die woestyn, met Abraham, met Gideon, met Samson se ouers, Biliam in die donkie, en so kan ons aangaan, dat dit hy is, wat met hulle interaksie gehad het. Hulle weet nie, dat die skepping deur hom geskape is nie, en vir hom geskape is nie, en hulle weet nie, dat hy alles in stand hou nie. Hulle het nie 'n benul met wie praat hulle nie. So dis die een waarneming, dis die een vraag wat ons deurlopend stel, en baie nog sal stel. Die moeder van alle vrae is Jesus wie hy sê hy is? En dat die hele geloof van God
waarvan God praat, die geloof wat die lewe bring, staan of val by my verstaan van Jesus. As jy glo dat hy die Christus is, die Seun van God, sal jy lewe hê in sy naam. So die identiteit van Jesus is die kern van alles, in die heel eerste plek. En die feit dat hulle God se reëls en wette, in hierdie geval die instelling van die Sabbat, die feit dat hulle dit gebruik om hulle eie autoriteit te bevestig, nie omdat hulle God wil dien nie, is 'n baie belangrike stukkie onderskeid om raak te sien. Hulle hou die hele godsdienststelsel aan die gang vir hulle eie gewin. Dit wat hulle vir mense leer, hoe hulle optree, die wette wat hulle toepas, die uitsprake wat hulle maak, het nie in die kern daarvan die hart van God nie. Dit het in die kern daarvan hulle eie posisie, hulle eie mag en hulle eie autoriteit, hulle eie houvas op die mense. Nou, dis natuurlik 'n fenomeen wat jy nie net kry hier met die Jode in die Nuwe Testament nie, jy kry dit dwars deur die eeue, dat dit so gebeur, dat jy mense en strukture en organisasies kry, wat die Bybel gebruik, om hulle eie posisie te verstewig, hulle eie autoriteitsbasis te skep, en hulle hou vas op mense te verdiep, dat dit nie oor God gaan nie, maar dit gaan oor hulle eie aandeel. Ek dink nou aan Jesus wat vir hulle, ek dink aan die vergadering, wat die Jode gehad het, die bietjie later in Johannes, ons gaan daarby uitkom, toe sê hulle, as ons Jesus laat begaan, sal almal in hom glo, en dan sal die Romeine kom en ons land afneem, en ons tempel verwoes, en so en so en so. Hulle verstaan nie, dat Jesus God in die vlees is nie. Hulle verstaan nie, dat God se wette en reëls het God in die kern daarvan, nie hulle eie mag nie. Dis nie net dat hulle dit nie verstaan nie, dit is dat hulle nie omgee daaroor nie. Ons weet dit, want dit was God se aanklag teen Israel, reg deur die Ou Testament. Reg deur die Ou Testament. Om vir hulle te sê, julle gebruik my vir julle eie gewin. En hier sien ons dit. So die afloop van die genesing van hierdie man, die feit dat hy genees is, na so 'n lang siekbed, is vir hulle absoluut niks nie. Die feit dat Jesus dit doen, uit hulle hoek gesien, deur die krag van God, dat God dit doen, is vir hulle absoluut niks nie. Wat saak maak, is dit was op die Sabbat. So die sentiment teen Jesus is baie duidelik in vers 18. Hulle het nog des te meer probeer om Jesus dood te maak. Hulle gaan hom kanselleer. Letterlik en figuurlik. Want hy lol met hulle magsbasis. En dat is vir hulle niks meer belangriker as hulle eie magsbasis, hulle eie posisie, hulle eie koninkryk. Hy het nie net die Sabbatdag ontheilig nie, maar God ook sy eie Vader genoem en hom met God gelykgestel. Hulle verstaan baie goed. Wat is die implikasies van Jesus se aansprake, uitsprake en aksies? Hy is nie, hulle verstaan, dat Jesus maak dit duidelik aan hulle. Hy is nie net gestuur deur God nie, hy is gelyk met God. Toe het hy hom verweer en vir hulle gesê, vers 19, dit verseker ek julle, die seun kan niks uit sy eie doen nie.
Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. Met ander woorde, hy sê vir hulle, ek doen niks uit my eie nie. Ek doen wat ek die Vader sien doen. Die feit dat julle my weerstaan, beteken dat julle God weerstaan. Julle vertel vir almal, julle is agente van God. Julle trek spesiaal aan, maak julle some breed, sit hooftooisels op, het allerlei tradisies, buig en soen en druk en knip en, jy weet, en het allerlei sê goedjies en wette en rade en vergaderings en kommissies en maak asof julle die woord van God toepas en julle is daar om seker te maak dat Israel getrou aan God bly. Maar is nie waar nie. Dit gaan nie oor God vir julle nie, dit gaan oor julle. Is die implikasie van hierdie uitspraak van Jesus. Maar 'n interessante ding van hierdie uitspraak is dat Jesus sê dat die Heilige Gees staan presies teenoor die Seun, soos wat die Seun teenoor die Vader staan. Die Seun sê niks as hy die Vader dit nie hoor sê nie en doen niks as hy die Vader dit nie sien doen nie. Jesus verduidelik in Johannes, ons gaan later daarby kom in hoofstuk 16, dat die Heilige Gees sê niks as hy dit by Jesus nie hoor nie en doen niks as hy Jesus dit nie sien doen nie. Daarom word hy genoem die Gees van Christus. Wat 'n interessante beskrywing, né? Sal nog by dit uitkom. Vers 20. Die Vader het die Seun lief en wys hom alles wat hy doen. Die Vader het die Seun lief. Julle sê, julle beywer julle vir God. Dis wat julle vertel. Dis julle publieke beeld, maar is nie waar nie. Julle verstaan nie en sien nie en erken nie, want julle wil nie. Want dit pas nie julle narrative nie. Dat die Vader het die Seun lief. En dis juist oor hierdie liefde van die Vader teenoor die Seun, wat die rede is vir alles wat ons het. Die rede dat daar 'n skepping is, die oorsaak van die skepping, het juist te doen met die liefde van die Vader vir die Seun. En hy sal hom nog groter dade as hierdie wys. Die Vader sal nog die Seun toestemming gee vir meer en groter goed. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees is 100% aan mekaar onderdanig. Miskien sal jy wonder, maar hoe is die Vader dan onderdanig? Want die Seun is aan hom onderdanig en die Gees aan die Seun. Wel, dit was Jesus wat gesê, die Vader het alles aan die Seun oorgegee. En hom die primarius van die koninkryk gemaak. Die koning van die koninkryk. Alles aan hom oorgegee. Vers 21. Soos die Vader die dooies opwek en lewend maak, so maak die Seun ook lewend wie hy wil. Soos wat die Vader die inisiatief het om dinge te doen, so het die Vader ook aan die Seun inisiatief te gee om te doen wat hy moet doen. Self veroordeel die Vader niemand nie, maar die oordeel het hy geheel en al aan die Seun oorgelaat. Wat 'n geweldige uitsprake. Hy het dit aan die Seun oorgelaat, die Vader en die Seun. Daarom moet almal die Seun eer. Daarom moet almal die Seun eer. Is dit nie vir jou geweldige woorde hierdie nie? Net soos hulle die Vader eer. Nou hierdie is 'n direkte aanspreek van die Jodendom. En hier, want hy praat met die leiers, en sê vir hulle, julle sê julle eer die Vader. Nee, julle eer God, God die Vader. Maar as dit waar was, sou julle die Seun geëer het. Net soos julle die Vader eer. Dieselfde hoeveelheid aanbidding
wat die Vader ontvang, moet die Seun ook ontvang. Praat van die uitsprake van die goddelikheid van Jesus. Wie nie die Seun eer nie, eer ook nie die Vader nie. Die Vader wat hom gestuur het nie. Dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Hierdie is 'n gelaaide sin. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. En die uitspraak in Johannes is beduidend en diepgaande. Hy wat in die Seun glo, ek haal nou uit 1 Johannes aan. Hy wat in die Seun glo, het die lewe. Hy wat die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Want op hierdie manier het God die wêreld liefgehad, dat elkeen wat in die Seun glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die lewe van God is voorwaardelik. God gee nie die lewe onvoorwaardelik nie. Nog nooit nie. Die van die begin van die skepping, reg deur die Ou Testament, reg deur die Nuwe Testament, tot by die wederkoms van Jesus, is die lewe van God voorwaardelik aan mense beskikbaar. Ek verseker julle, daar kom 'n tyd, en dis nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor. En die wat daaraan gehoor gee, sal lewe. Hoor hier, hoor jy dit? Daar kom 'n tyd, en dis nou, wat die dooies, nou dis duidelik, die dooies waarvan Jesus hier praat, is nie die fisiese dooies nie, alhoewel die fisiese dooies ook die stem van die Seun van God kan hoor, wanneer hy met hulle praat, soos byvoorbeeld, Lazarus, kom uit, en Lazarus, wat dood is, 4 dae, kom uit die graf, weet jy wie is Jesus? Maar ons kan met groot sekerheid aanvaar, dat Jesus praat hier van die geestelike dooies. Hulle is geestelik dood. Dood in 'n Bybelse definisie beteken verwyderd van. As jy fisies dood is jou gees verwyderd van jou liggaam. As jy geestelik dood is jou gees verwyderd van God. Die ewige dood is die ewige verwydering van God. Dood in 'n Bybelse definisie beteken nie, jy bestaan nie meer nie, of iets bestaan nie meer nie. Wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat daaraan gehoor gee, dit beteken, hulle het 'n keuse in die saak. Hulle hoor die stem van God. En om gehoor te gee aan iets wat jy hoor, beteken, jy sit dit om in die praktyk. Jy is gehoorsaam daaraan. Die dooies hoor die stem van die Seun van God, en as hulle gehoor gee daaraan, sal hulle lewe. Is dit nie 'n kosbare vers nie, saam met die vorige stelling? Wat sê, ek moet net so toe gaan, wie luister na wat ek sê, en in hom glo, wat my gestuur het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Vers 26. Soos die Vader die lewe in homself het hy die lewe ook aan die Seun gegee, om dit in homself te hê. Net soos die Vader. Hy het hom ook volmag gegee, om te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is.
Moenie hieroor verbaas wees nie. Daar kom 'n tyd wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Almal wat in die grafte is 'n baie spesifieke toewysing om te sê, ook die fisiese dooies, sal sy stem hoor en sal uitgaan. Nou praat ons van die wederkoms. Hier praat Jesus van die wederkoms. Want dis duidelik, want hy praat van die laaste oordeel. Almal wat in die grafte is, sal sy stem hoor en sal uitgaan. Almal wat nog ooit geleef het en gesterf het, sal opstaan. Die wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe. En die wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word. Die uitspraak van Jesus hier in die teenwoordigheid van die Jode is ontsaglik groot. Want hier bevestig Jesus sy eie goddelikheid. Hy bevestig sy eie posisie, die gestuurde van die Vader, die geliefde van die Vader, die primarius van die Vader, die regter van alle mense. Soos gegee deur die Vader. En dat almal voor hom verantwoording sal doen. En die verantwoording sal wees, wat het jy met Jesus gemaak? Elke knie sal buig.